Vandag is donderdag 28 Mei. Baie welkom by vandag se luistermeditasie in Koninkrykstyd. Die teksgedeelte waarby ons vandag in stil staan is Romeine 5, vers 1 tot vers 5. Voor ons die gedeelte gaan saam lees, wil ek jou graag nooi om Christuskers aan te steek. Dis die kers wat ons herinner dat ons glo in 'n lewende en 'n opgestane Here. Die een wat opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van God, en wat sy Gees vir ons kom gee het, om in ons te woon, met die wete dat ons nooit alleen is nie. Ek wil jou daarom nooi om hierdie tyd van stilte met hierdie diep wete binne te gaan. Ek is nie alleen nie. God se Gees is in my. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dis nie egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof. En egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Wat is dit wat in die gedeelte jou vandag raak? Dink vir 'n oomblik bidtend hieroor na. Die apostel Paulus herinner ons in hierdie gedeelte daaraan dat geloof nie beteken dat ons lewe sonder swaar kry sal wees nie. Dit herinner my aan die boekie van John Ortberg met die titel Everybody's Normal Till You Get to Know Them. Die oomblik wat ons langer by mekaar sit, sal ons ontdek dat mense wat se lewens so afgerond en perfek lyk, mense wat lyk of hulle nooit probleme het nie, of niks ooit in hulle lewens kan skeefloop nie, ook hulle lewens en hulle stories het pyn en seer in. En dis wat Paulus kom sê. Paulus kom sê vir ons, geloof beteken nie dat jou lewe sonder swaar kry en uitdagings en seer sal wees nie. Inteendeel, sê hy, swaar kry is deel van mens wees. Maar die groot troos van die evangelie is dat lyding of swaar kry dan nou nie leeg of sinneloos hoef te wees nie. God werk juis ook in dit en deur dit. Paulus beskryf amper so 'n kettingreaksie as ons daarvan lees. 'n Kettingreaksie van genade as hy sê verdrukking bring volharding. En volharding vorm karakter. En karakter wek hoop
En dis 'n hoop wat nie teleurstel nie, want dit rus nie op eie krag nie, maar dit rus op God se liefde, wat deur die Heilige Gees, sê Paulus, in ons harte uitgestort is. Soms wil ons hê God moet ons onmiddellik uit moeilike omstandighede haal. Of ons wil, as ons mense sien wat deur moeilike tye gaan, wil ons eintlik die fixers wees wat hulle wil help om so gou as moontlik daarby uit te kom. Maar dikwels werk God eerder in ons terwyl ons daardeur gaan. Hy vorm geduld waar daar eens hastigheid was. Hy bou vertroue waar daar dalk vrees was. Hy laat selfs hoop groei waar wanhoop wou wortel skiet. Kan ek jou vra, watter moeilike situasie vra tans volharding van jou? Dink vir 'n oomblik bidtend hieroor na. Watter moeilike situasies in jou lewe vra tans volharding van jou? En dink ook vir 'n oomblik, hoe het God al in vorige swaar kry tye in jou lewe juis jou karakter help vorm? Dink aan eie lewenservarings en stories, of selfs mense om jou vir wie jy lief is en wat jy dalk naby aan leef. Hoe het swaar kry karakter in hulle gehelp vorm? Ek dink Paulus help ons om in hierdie gedeelte ook te besef dat Christelike hoop is nie bloot optimisme nie. Dis nie net 'n stuk optimisme dat môre sal beter gaan nie. Dis 'n diep, diep wete dat God teenwoordig is en bly, selfs wanneer ek nog nie die uitkoms sien nie. Wat beteken dit vir jou dat God se liefde uitgestort is in jou hart? Jy's ook in die tye wat jy swaar kry.
Here, dankie dat ek kan weet dat U my nie alleen laat wanneer ek swaar kry nie. Dat U die mense vir wie ek liefhet wat swaar kry ook nie alleen los nie. En daarom kom bid ek vandag, vorm in my volhardende geloof, 'n standvastige karakter en hoop wat diep gewortel is in U liefde. Amen.